verander 'n verleentheid in 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet u op hierdie wonderlike Sondag aand. Ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u en dat die Here vir jou sommer net baie goed is. Dit is vir my altyd 'n voorreg om met u te kan gesels en die woord van die Here te kan bring, soos wat die Here dit op my hart lê. En hierdie afgelope week het die Here regtig ernstig met my en my man gepraat rondom sy woord en het ons besluit dat ek wel uit hierdie gedeelte uit sal gesels, omdat dit so 'n ernstige woord is vir die tyd waarin ek en jy lewe, en ek glo en vertrou dat jy vanaand, dit wat jy gaan hoor, gaan jy toepas in jou lewe, gaan jy werklik waar jou deel maak in jou lewe, en gaan jy dit nie net vir jouself hou nie, maar gaan jy dit uitdeel aan 'n verlore gaande wêreld, wat die Here so geweldig baie nodig het. Nou ek lees vir u vereers net so 2 versies hier uit Johannes 7 uit, en dit is vers 37 en vers 38. Hy sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende waters sal uit sy binneste vloei. En vroeër in die week, toe ek en my man op ons stemboodskap oor hierdie gedeelte gepraat het, toe ek dit lees, want aanvanklik wou ons gepraat het oor die feit wat die skrif sê, die strome van die lewende waters. Maar toe ek vers 37 die oggend lees, en daar staan, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, toe vang hierdie woorde my, dit neem my hele aandag in besit, en ek besef dat hierdie is 'n uitnodiging vir jou en vir my, in hierdie laaste uur waarin ek en jy lewe. Ons lewe in 'n tyd van soveel dinge wat verkeerd gaan om ons en selfs binne in ons, en ons kan so besig raak. En onthou, ek praat nou vanaand met kinders van die Here. Hulle wie sê dat hulle die Here aangeneem het. Hulle wie sê dat hulle saam met die Here 'n pad loop. Dit is met u wat ek praat vanaand, en ook natuurlik altyd eerste met myself. Ons lewe in 'n tyd waarin soveel dinge ons aandag in beslag wil neem. Daar is soveel probleme wat opduik, daar is soveel, ek is lief om te sê, trials en tribulations wat op ons pad kom. En baie kere, kind van God, is ek en jy so besig met die dinge van die Here, en nie werklik besig met die Here van die dinge nie. En nou kom hierdie woord, en as u die hele gedeelte gaan lees, waar hulle praat, hy sê, Jesus leer in die tempel op die hittefees, en die Jode is oor hom verdeeld, en hulle probeer om hom gevangen te neem. So met ander woorde, dis baie moeilike omstandighede hier, wat Jesus homself in bevind, want party hou van hom, en party hou nie van hom nie. In die middel van die fees, gaan hy op na die tempel, en hy gaan gee 'n lering. Maar nou kom ek, en hy sê, op die laaste dag, die groot dag van die fees, nou u kan nie self net indink, hoe lyk dit by 'n fees? Hoeveel mense is daar by feeste wat gevier word? Die rumoer wat daar aangaan, die geraas, die gebabbel, en mense wat heen en weer met mekaar gesels. Maar Jesus kom te midde van die feit dat hulle nie van hom hou nie, en dat hulle hom gevange wil neem, kom hy, en hy staan op, en die woord van die Here sê, en hy het uitgeroep. Nou ek wil vir jou sê, hy het nie liggies gepraat nie, want daar was 'n skare
skare van mense. Daar was nie mikrofone nie. Hy het uitgeroep en hy het gesê, as iemand dors het, iemand, dit kan een persoon in daai hele skare wees, dit kan almal wees, hy sê, maar as daar iemand is wat dors het, en dit is waaroor ek vanaand net so bietjie met jou wil gesels, en ek wil vir jou sê, jy wat aan daardie kant van die skerm is, as iemand van julle vanaand dors het, is hier 'n oop uitnodiging om by die Here vanaand uit te kom, want hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Die woord van die Here sê, as julle tot my nader, sal ek tot julle nader. So ek en jy moet van ons kant af iets doen. Ons moet tot God nader. En dan sê hy, nader na my toe kom en drink. So ons kan nie net nader kom en nie kom drink nie. Daar is vir my en jou iets wat ons kan ontvang by die Here. Wanneer ons dors het en ons dit kan erken en sê, Here, maar daar is hierdie hinkering in my. Here, daar is 'n leemte in my. Daar's 'n voidness, Here. En ek weet, is net U wat dit vir my kan vul. Dit laat my dink aan Psalm 42, waar hy praat van soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Hy sê my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Het jy nog steeds daardie intense verlange na die Here? Het jy nog steeds daardie sterk verlange om in God se teenwoordigheid te wees, om te hoor wat hy vir jou en vir my wil sê? Jy sien, jare gelede het my oorlede swaar oor hierdie gedeelte gepraat, oor die hert, hierdie bok tipe soort, hierdie boksoort, wat wanneer daar gevaar kom, want hy leef naby water, maar wanneer die gevaar kom, dan word hy verwilder van die water af weg, en hardloop hy werklik in die woestyn in, en u weet almal wat gebeur in 'n woestyn en hoe warm dit is en hoe dors 'n mens daar kan raak. Maar dan word hierdie bok so dors dat hy is bereid om by die gevaar verby te gaan, om by hierdie bron uit te kom wat hom aan die lewe kan hou by die water. Nou ek wil vanaand vir u sê, u wat 'n dors het en wat besef en vanaand kan erken, Here, ek het u nodig. It's me, Lord, standing in the need of prayer. Is hier 'n oop uitnodiging in die woord van God wat vir jou sê, kom, jy wie dors het, kom na my toe, kom drink van hierdie water wat ek jou wil gee. As iemand fisies dors het, en jy het baie dors, kan jy vir jou gaan water ingooi. Jy kan vir jou water of 'n koeldrank gaan koop, en vir 'n tydelike tydjie word daardie dors geles. Ek noem dit, jy het 'n craving vir water. Maar ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy 'n craving gehad vir God? Dink aan iemand wat aan dwelms verslaaf is. Hulle kan nie dit is hulle in klein letters, dis hulle alfa en hulle omega, hulle moet dit net inkry, anders kan hulle nie perform nie, anders kan hulle nie survive nie. Ek wil vir jou sê, ek kan nie sonder die Here perform nie, ek kan nie sonder die Here bestaan nie, want hy is my opstaan en hy is my gaan lê. Hy is die een wat my kan vul met net dit wat hy kan gee, daardie waters, daardie lewende waters wat hy gee, waarvan ek en jy nooit weer sal dors kry nie. Nou vra ek vir jou vanaand, jy wat op moed verloorse vlakte sit, jy wat voel hier binne in jou, Here, ek voel ver van u, Here, ek voel of ek verlore is, Here, daar is fout by my, dan wil ek vir jou sê, is dit tyd om te besef, dat jy die Here baie nodig het. Daar is 'n stem wat roep na jou, die Heilige Gees wat jou dring, en jou dryf om na die Here toe te draai, in jou toestand. Dit is baie maklik, hoor vir my baie mooi vanaand, dit is baie maklik, as jy in 'n groepie is, om okay te voel, om te wys jy's on top of the world, maar dis wanneer jy vanaand jou kop op by kussing moet gaan neerlê, dis wanneer jy so bietjie een kant toe kom, wat jy besef, maar hier is groot fout in my binneste. Here, ek het 'n hinkering, daar is iets wat ek nodig het, Here, my vriendekring kan dit nie vul nie, Here, my wêreldse en aardse besittings kan dit nie vul nie, Here, my geld wat ek besit kan dit nie vul nie, my mooi kar, my huis, my familie kan dit nie vir my vul nie, maar ek wil vanaand vir jou sê, daar is iemand wat vir jou vanaand uitnooi, en vir jou sê, kom, as jy dors het, kom
vanaand, want ek het die waters van die lewe, wat ek vir jou verniet wil gee. Die probleem is, dat ons as kinders van die Here, partykeer so harde kwas kan wees, en ons dink ons is okay, maar baie keer is ons nie okay nie. En vanaand is die uitnodiging daar. As ek kyk na Psalm 63 vers 1, dan sê die psalmdigter, hy sê, You are my God. I earnestly seek you. Ek vra jou vanaand, kind van die Here, is jy werklik besig om ernstig te soek na die Here? Hy sê, my soul thirsts for you. My whole being longs for you in a dry and weary land where there is no water. Ek wil vir jou sê, the waters of this earth is contaminated. Daar is skieme en bakterieë in die water wat die wêreld jou bied. Daar is skieme en bakterieë in dit wat die vyand voor jou deur wil sit. Die tydelike genot, die tydelike dinge, daai bietjie blydskap wat jy kry om net môre weer down en out te wees. Die vyand kom op slinkse maniere na my en jou toe. En baie keer wil hy ons gerus stel dat ons okay is. Maar ek wil vir jou sê, jy en ek, wie die Heilige Gees het, ons weet of ons okay is of nie, hoor. Ons weet of ons op ons staanplek is of nie. En as jy 'n hinkering in jou binneste het, moenie uitstel nie. Moenie opgee nie. Moenie ingee nie. Moenie oorgee nie. Jesus kom deur sy woord in Johannes en hy sê hy knooi jou uit as iemand dors het. Is hier iemand vanaand wat na hierdie boodskap luister? Is hier iemand wat dors het? Dan is hier 'n oop uitnodiging om te sê, kom na hom, die bron van lewe. Want jy sien, dis wanneer hierdie hart wegbeweeg van sy bron af, wat hy in die woestyn kan sterf. Maar wanneer hy daar besef, hy gaan doodgaan, dan besef hy, maak nie saak wat die koste is nie, ek moet by die bron uitkom. En ek wil vanaand vir jou sê, wie luister, dit maak nie saak wat jy moet opgee in hierdie wêreld nie. As dit jou vriendekring is, wat jy moet opgee, so be it, want jy het die Here meer nodig as jou vriendekring, as dit wat hulle jou kan bied. Jy het die Here meer nodig as wat tydelike dinge vir jou en my kan bied in hierdie aand. Jesus gaan spoedig terugkeer om vir jou en my te kom haal. En ons is veronderstel om 'n lewe van oorwinning te lewe. Ons is veronderstel to be on top of the world, om die naam van die Here uit te dra, om te gaan sê en te vertel van die liefde van die Here, om te gaan verkondig dat Jesus kom terug en Jesus nooi jou uit. Maar wat doen ons as kinders van die Here? Ons is self nie op ons staanplek nie. Ons is self nie so vol gemaak met die woord van die Here en met gebedstyd en vasting nie. Nou het ons niks om uit te gee nie, of ons het baie min om uit te gee, en dan, wanneer ons dit uitgegee het, dan voel ons daar is nou niks meer verder nie, en dan voel jy ook verlate. Ek wil vir jou sê dat die Here stel intens in jou en in my belang. As ek kyk na die Engels in Matteus 5 vers 6, hy sê, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. As jy honger en dors na geregtigheid, sê die woord van die Here, dan sal jy gevul word. Jy sien, daardie dors en daardie honger sal gevoed word, wanneer jy daardie honger en dors na righteousness het in die Here. En hierdie dors is nie net 'n gevoel nie, maar is 'n diepe besef van dat ek en jy so afhanklik is van God in ons lewens, dat ons nie sonder hom kan nie. Kyk ons na Johannes 4:14, weer eens die Engels, hy sê, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life. Is die Here nie awesome nie? Liewe luisteraar, is die Here nie fantasties? Daar's nie 'n woord wat ek kan in my vocabulary het wat hom kan beskryf vanaand. Hoe fantasties en goed hy dit met jou en my meen nie. Dat hy kan opstaan op die einde van 'n fees
dat die woord op die einde van tyd na jou en my toe kan kom vanaand in jou sitkamer, waar jy jouself bevind, miskien kyk jy op jou foon in jou voertuig, en die Here se woord kom en hy staan op in hierdie laaste uur, en hy sê, is daar iemand wie dors het? Is jy dors na die Here? Is jy dors na sy geregtigheid? Is jy dors en honger na sy liefde, wat hy in elk geval vir jou het? Dan is dit jou plig om tot die besef te kom, en op te staan, en nader te kom aan die Here, en te kom drink dit wat hy reeds vir jou aangebied het. En as hy dit vir jou dan aangebied het, en hy het, gaan hy dit nie van jou af wegvat nie. Jy sien, jy kan iemand tot by die water bring, maar as hy dit nie wil drink nie, dan gaan hy net so dors daar weggaan. Wie is daar vanaand wat luister, wat sê, Here, dis ek wat u so bitter baie nodig het. En as jy jou hand sal opsteek saam met my, wil ek vir jou sê, Jesus, ek sien jou nie, maar jy sien my, maar Jesus sien jou raak vanaand. Hy weet of jy werklik honger het. Hy weet of jy dors is na hom. Hy weet wat jy nodig het. Dan sluit ek af met Jesaja 55, hy sê, o almal wat dors het, kom na die waters. Wil jy vanaand daardie besluit neem en sê, Here, hier is ek kom vanaand na u. Here, ek besef dit, dat sonder die waters wat u gee, die lewegewende waters, Here, gaan ek sterf. Ek gaan bakterieë in my liggaam inkry. Here, ek gaan fungus in my liggaam inkry. Here, ek gaan siek raak in my binneste. Want jy sien, dis wanneer jy die wêreldse water drink, die wêreldse plesiere indrink, wat dit jou siek gaan maak op die einde van die dag. Vir nou lyk jy fine, en vir nou lyk jy alright, en voel jy alright. Maar onthou, sin has got a price. Sin has got a price. En die duiwel kom, en hy sê vir jou, dis nou payday. Dis nou tyd om te betaal vir dit wat jy by my ontvang het. Maar Jesus sê, ek gee dit vir jou gratis. Ek gee dit vir jou verniet. Ek wil nie hê dat jy die ewigheid saam met my sal misloop nie. Ek wil nie hê dat jy verlore moet gaan nie. Ek wil nie hê dat jy die ewigheid sonder my moet ingaan nie. Koningskind, hierdie uitnodiging bly vas staan. Ons praat basies amper 20 minute nou oor hierdie onderwerp. En in 20 minute moes jy al sekerlik 'n hinkering gekry het in jou binneste. Die inspraak van die Heilige Gees wat met jou praat en sê, hoorie, daai woord is vir jou. Want ek wil vir jou sê, ek en my man is nie skaam om te sê dat ons die Here nodig het nie. Ons het gisteraand, of vroeër in die week altyd het ons daaroor gepraat, dat ons het die Here werklik nodig. Ons is honger en dors na die Here. Dit beteken nie jy's verlore nie, dit beteken net dat jy moet weer 'n bietjie inneem, 'n bietjie meer inneem, want jy gee so baie uit. En dan baie keer, dan voel jy, Here, maar dis ek wat u eintlik baie nodig het. En as jy vanaand kan erken dat jy die Here nodig het, en as jy kan opstaan, en as jy kan vat en neem dit wat hy vir jou reeds instoor het, dan wil ek vir jou sê, dan gaan jy meer as genoeg hê om uit te deel aan 'n verlore gaande wêreld. Is dit nie waaroor dit gaan nie? Is dat ons siele sal bereik vir die koninkryk van die hemele. Die Here wil dit vir jou so graag gee. Wil jy nie maar inkom nie? Wil jy nie maar erken nie en sê, Here, I need you now more than ever. Kom ek bid saam met jou. Here, baie dankie dat ons in hierdie aand ons hand kan opsteek. Ons kan erken ons het u nodig. Here, daar's 'n honger en daar's 'n dors by baie van u kinders, Here. Here, want ons het so besig geraak met tydelike dinge. Here, ons het so besig geraak en tyd het ons ingehaal. Here, baie keer het ons nie afgeskeep, Here. Baie keer, Here, het ons nie genoeg ingeneem nie. En nou bevind ons, Here, in 'n geestelike woestyn. Maar vanaand, Here, is daar 'n oop uitnodiging en Here, ek is eers om te sê, Here, ek gryp dit. Here, ek gryp dit met alles in my. Want Here, u gee dit vir ons gratis en verniet vanaand. Here, daardie strome van lewende waters wat uit ons binneste sal vloei. Here, baie dankie dat u hierdie woord oopmaak vir mense. Dankie, Here, dat u deur u Heilige Gees inspraak lewer in harte vanaand. Mense wat dalk ver van u af beweeg het, Here, wat weer gaan inkom in hierdie laaste
uur, minute, Here, sekondes van tyd, because soon and very soon, we are going to see our King. Here, ons wil dit nie misloop nie, en vanaand dank ek U vir hierdie oop uitnodiging, Here, en ek prys en eer U vir hierdie woord, vir hierdie oomblik, vir vanaand, Here, vir mense wat dit hoor, en dit accept in die naam van Jesus, en ons dank U daarvoor, Here. Amen. Ek wil vanaand vir U aanmoedig, spandeer meer tyd met die Here, koop die tyd uit, gaan na jou binnekamer, waar jy ook al as jy werk, gaan, al is dit in die badkamer, vat daai oomblik en gaan praat met die Here, spandeer tyd met Jesus, met sy woord, ja, en die vasting wat soms so moeilik is vir baie van ons, kom ons kom by die bron uit van lewe, en jy sal sien hoe goed die Here dit met jou en my meen, en dan net voor ek dan net totsiens sê, wil ek U herinner aan ons komende Paaskonferensie hier in Newcastle, 18 tot 20 April, ons het 10 dienste, 10 predikers, en klomp mense wat reeds geboek het, snips is uitgeboek, maar hier is gastehuise beskikbaar, 072-352-8011, U is welkom om vir my net 'n boodskapie te stuur op 'n WhatsApp, en ek sal met jou gesels rondom die verblyf en die kostes en so meer, mag die Here U ryklik seën, totsiens.